Here, wat 'n ongelooflike voorreg is dit om te kan sê, trek ons nader aan U, hou ons naby U, ons wil naby U wees, help ons om naby U te wees, want U gaan nêrens nie, U is altyd waar U is, maar ons gaan weg van U af, partykeer loop ons weg van U af, ons loop draaie, ons is partykeer ver van U af, en tog wag U vir ons, en vanoggend is weer so 'n oggend, wat U deur die woord ons wil wys wie U is, en vir ons sê, maak my die koning van jou hart. En Vader, is maklik om dit te bid, en ek weet my eie struggles, en U weet van ons almal se struggles. Maar ons wil vir U kom vra, dat U ons gedagte nou gevangene neem, ons fokus op U, ons fokus op U woord, en dankie Jesus, dat U deur die Heilige Gees nou, ons gaan leer vanuit U woord. Amen. So ek het so 'n paar keer af julle gesê, maar ek sê dit maar net weer, dat hoe ek die Bybel sien is, die Bybel is soos 'n venster, waarin jy inkyk. En die Bybel is God se storie met mense. Dis God wat vir ons vertel, wat het hy met mense gedoen, en hoe het hy met mense geleef. Maar is ook mense se storie met God. Maar wanneer jy die Bybel lees, dan is daar 'n sekere venster voor jou oop. En dis wat God jou dan wil hê, jy moet hoor, en jy moet uitleer, en wat jy moet sien. So hierdie jaar is die venster gefokus op, ek is in Christus, en Christus is in my. So baie, en al ons teaching gaan daaroor, so ons kyk deur die venster, en ons vra die vraag, wat beteken dit, dat ek in Christus is, en Christus in my? Die vraag wat ek wil lees wat vanoggend oor dink, en ek wil julle met saam met my daaroor dink, is hoekom staan die naam Jesus bo alles uit? Bo alle mense. Daar word bereken dat daar 13 biljoen mense geleef het tot nou toe, en nogtans staan die naam Jesus bo al 13 biljoen mense uit. As jy gaan kyk, alle letterkunde, musiek, noem het op, kunswerke, daar's geen ander naam, en in die naam van geen ander persoon van hierdie 13 biljoen mense is al soveel geskryf en is al soveel gedoen nie. En julle weet, ek sê altyd, die jaartal draai om Jesus. Die 2 groot vakansiedae in die westerse wêreld gaan oor Jesus. Kersfees en Nuwejaar. Nuwejaar. Ek het julle amper uitgevang. Paasfees, nee. Ja. Nou Nuwejaar gaan ook oor hom, want hy begin met 'n nuwe begin altyd. So waarom staan daai een naam bo almal se naam uit? Wat ons weet van hom, hy was 'n timmerman geweest, hy was 'n skrynwerker. Hy het dakkappe gemaak en deurkosyne gemaak en jukke gemaak wat boere gebruik het om met hulle beeste, met hulle osse te gaan werk. Hy het in 'n klein dorpie gebly, in 'n klein landjie wat nie eintlik belangrik was nie. Hy het, sover ons weet, geen eiendom besit nie. Wat ons weet, hy was 'n loseerder gewees. Hy het miskien op die mense se banke geslaap in die sitkamer. Hy het by Petrus, weet ons, geloseer. Hy sê, ek het nie eers 'n plek waar ek my kop kan neersit nie. Hy het, sover ons weet, geen boeke geskryf nie. Hy is nie die wêreld se rykste man nie. Hy was nie 'n oorlogsheld nie. Hy was nie 'n superster nie. Maar nogtans, bo 13 biljoen mense, is sy naam die mees bekendste naam. En word mense in sy naam doodgemaak. Miljoene mense is hierdie afgelope 2000 jaar doodgemaak, net omdat hulle met Jesus geassosieer het. Net omdat hulle gesê het, Jesus is my God en ek wil hom aanbid. So hoekom is hierdie naam, hierdie persoon so belangrik? Ek het laasweek begin met Kolossense en ek het gesê, die een ding wat vir ons belangrik is, en hy het laasweek dit gesê, vers 13 en 14 van Kolossense 1, is dat hy het gekom en het ons weggeruk uit die mag van die duisternis en het ons oorgebring in die heerskappy van Jesus. En wat hy gedoen het, hoe hy dit gedoen het, hy het ons verlos van sonde, hy het ons vergewe van sonde en hy het ons versoen met God. So kom ons lees verder wat Kolossense sê oor Jesus. Hy sê, die seun is die beeld van God wat self nie gesien kan word nie. Die seun is die eerste, die verhewe een,
bo die hele skepping. God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op aarde is, en alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, magshebbers, gesagsvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam van hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die heelal inneem. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en om deur alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel, en deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. So as jy dink vanoggend, ek het nou begin met 'n vraag en gesê, die een vraag is, maar hoekom staan hierdie naam bo alle name uit? Die ander vraag wat ek wil hê ons moet vandag 'n bietjie vra is, wie is werklik in die beheer van jou lewe? So jy moet die hele tyd daaroor dink, en terwyl ons besig is met die boodskap, en wie of wat is die sentrum van my bestaan? Dis die vraag wat ek wil hê ons moet na kyk. So die Paulus het hierdie brief geskryf toe hy in die tronk was, 60 jaar na Christus, weet ons, en op daai stadium het Epaphras, wat die stigter van die gemeente is, daar aangekom en gesê, hoorie, dit gaan baie goed in die kerk, die mense is wonderlik, maar daar het mense gekom om te kom ons deur mekaar maak. En hierdie mense het gekom en hulle het gesê, maar ons hoor nou, en dis, ja, Christus is wonderlik, maar hy is nie genoeg nie, ons moet meer as dit hê, en hulle het begin leer om te sê, maar jy moet dalk engele ook aanbid. Eintlik het hulle vir hulle kom sê, julle kan glo in Jesus, maar julle kan aanbid soos julle wil. Ander mense van hulle het bygekom en gesê, ja, maar ons moet ook ons verstand gebruik wanneer ons vir Jesus aanbid. En ek hoor dit baie. Mense sê, gebruik jou common sense. Moenie te oorreageer, so voluit vir die Here leef, dat jy regtig ernstig is daarmee nie. Ander mense het gekom, en selfe mense het gekom en gesê, ja, ons weet nou, Jesus is belangrik, maar ons moet rituele ook hou. Ons moet sekere offers doen. Ons moet sekere goeders doen. En eintlik was die boodskap wat hulle gebring het, baie gevaarlik, want eintlik wat hulle gesê het, is Jesus is goed, maar hy is nie goed genoeg nie. En dis die boodskap waarmee ek dink baie keer mense sukkel. Mense sal miskien ontken en sê, maar ek sukkel hiermee, maar ek ervaar dit baie keer, dat mense sê, ja, maar jy weet, ek kom uit hierdie kerktradisie uit, solank ek net dit doen, en ek gaan probeer om goed te lewe, en aan die einde van die dag, is dit 'n dodelike boodskap, want dan sê jy, Jesus is nie goed genoeg nie. Paulus kom, en hy maak vir ons 'n venster oop, waar hy sê, julle moet vandag inkyk by hierdie venster, en wat ek wil hê julle moet sien, is dit, Jesus Christus is genoeg, omdat hy alles is. Dis hoekom hy daar is. Hy is die opperheerser. So vra weer die vraag, wie is regtig in beheer van jou lewe? Want Jesus is die opperheerser, die een wat in jou lewe behoort die Here te wees. Wie of wat is die sentrum van jou bestaan? Kan nie anders te wees as Jesus nie. So kom ons lees wat sê Paulus van hom. Die eerste ding wat hy sê is, Jesus is die beeld van God. Kolossense 1 vers 15 sê, die Seun is die beeld van God. Van God wat self nie gesien kan word nie. Nou julle ken die Bybel, en dwars deur die Bybel staan daar, dat God kan nie gesien word nie. God sê, as julle my sien, sal julle doodgaan. Julle kan nie na my kyk nie. Tog kom Paulus en hy skryf hier, maar hoorie, hierdie Jesus, wat uitstaan bo 13 biljoen mense, hy het vir ons, hy is die beeld van God. En Johannes skryf daaroor, en dan sê hy meer oor Jesus, hy sê, niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend kom maak. So as jy vir 'n oombliekie wil dink, maar hoe lyk God, nie fisies nie, maar wat is die karakter van God? Wie is God? Dan sê Johannes, en dan sê Paulus dit, dan kyk jy na Jesus. En ek weet baie van ons se beeld oor God
word versteur, distorted geraak deur ons agtergrond, die manier hoe ons groot geword het. En baie keer het ek al dit beleef, dat mense het 'n sekere prentjie van God, en dan begin hulle daai God aanbid, en as iemand anderster is hulle aanbid, en dan kan hulle dit nie aanvaar nie, dit is nie vir hulle goed genoeg nie. En ek dink dis wat Paulus ons wil kom leer, is om te sê, kyk na Jesus alleen, as jy wil weet hoe is God. Nou gebruik hy 'n Griekse woord wat julle ken, ikoon, en dit beteken is 'n exact copy or an embodiment of or living manifestation of God. Met ander woorde, hy beteken as jy na Jesus kyk, dan is Jesus die presiese afdruk van wie God is. Ek hou van een van die vertalingsmoontlikhede van die woord. Dit word vertaal, of hulle sê jy kan die woord vertaal met die woord vertoonvenster. Ek weet nie, ek het nou voorberei te dink ek, maar ons het groot geword met window shopping. Wie weet wie is window shop? Wat is window shopping? Hallo? Weet jy wat dit is, Armand? No way, julle kyk op julle apps. Window shopping was as jy nie geld het nie, en dan loop jy en kyk jy deur die vensters na al die goeders wat jy nie kan bekostig nie. En dan doen jy die 10de gebod, dan begeer jy en sê, kyk hoe mooi is hierdie goed, kyk hoe mooi is daai rokkie, kyk hoe mooi is daai dingetjie. Dis 'n vertoonvenster. As jy deur 'n vertoonvenster kyk, sien jy tog nie die vertoonvenster raak nie. Jy bewonder nie die vertoonvenster en sê, wow, wat 'n mooi vertoonvenster wat hulle hier het nie. Die doel van 'n vertoonvenster is om vir jou te wys wat's agter dit. Dis wat Jesus is. Jesus, natuurlik aanbid ons vir Jesus as koning en God, maar hy's 'n vertoonvenster. Wat sê, as jy na my kyk, dan sien jy presies wie is God. Dan sien jy dat God is almagtig. Dan sien jy God is regverdig. Wat ook al jy van God sien, kan jy in Jesus sien. Want Jesus is nie 'n afgewaterde God nie. Hy's nie 'n junior God wat gekom het nie. Hy was nie net 'n boodskapper namens God en vir ons te kom vertel het van God nie. Sy wese was God. As die Hebreërs skrywer daaroor skryf, dan sê hy dit, uit hom Jesus straal die heerlikheid van God. En hy is die ewebeeld van die wese van God. En daai woordjie in die Grieks is die woordjie karakter. So as jy wil dink oor wat is die karakter van God, dan gaan lees jy die eerste 4 boeke van die Nuwe Testament en dan weet jy wat is die karakter van God. Natuurlik is God groter as dit. Natuurlik is God groter as wat in die Bybel is. Maar ten minste maak God 'n venster oop en sê, as jy iets van my wil weet, gaan lees Jesus. Want dis wie ek is. Hy's 'n eksakte afdruk, 'n ewebeeld, die karakter van wie God is. En ek het nou gesê, ons gebruik die woordjie wat Paulus gebruik, is die woordjie ikoon, en julle gebruik dit elke dag. Icon. As jy op jou icon klik van jou foon, of jou rekenaar, wat gebeur? Is die icon belangrik? Nou, is belangrik, want anders kan jy nie inkom in die applikasie nie, maar as jy op 'n sekere applikasie druk, dan maak hy oop dit wat agter die ding is. En dis wat Jesus is. As jy na Jesus kyk, dan weet jy wie's God. Dan kan jy vir God leer ken. Dis die eerste ding wat hy sê, hy is die beeld van God. Hy is die sigbaarmaking van God. Die tweede ding wat hy is, hy's bo alles. Hy sê die seun is die eerste, die verhewe bo die hele skepping. Nou daai eerste beteken nie eerste gebore nie, daar staan firstborn, maar dit wat eintlik beteken, die Griekse woord is dat hy is die een wat voor alles bestaan het. Hy is die eerste een. So elke liewe ding wat jy aan kan dink aan engele, of aan die belangrikste persoon wat jy kan dink, of die rykste mens, of die slimste mens, of wat ook al, Jesus is bo dit. Hy is ver bo dit. Hy ruk ons uit die mag van die duiwel uit, so hy is bo die duiwel. Die magte van die bose het geen beheer oor ons nie, as ons onder Jesus is nie, want hy is almagtig, hy is regverdig, en dan sê hy, maar hy is ook skepper God. Hoor wat staan hier? Hy is die skepper. Nou ons ken almal Genesis 1. In die begin, nee, nou moet jy teruggaan na dit. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. As Johannes daaroor skryf,
Nou die oomblik as jy die naam Johannes hoor, dan moet jou ore spits. Want Johannes is 'n jong man wat 3,5 jaar van sy lewe saam met Jesus geleef het. Hy skryf aan die einde van sy boek, dan sê hy, as ek julle moet vertel, alles wat ek gehoor het by Jesus, dan gaan die boeke van die wêreld nie genoeg wees om julle te vertel wat ek alles by hom gehoor het nie. So Johannes skryf net 'n klein deeltjie van dit wat hy by Jesus gehoor het. Hy het aan hom gevat, sê hy. Hy sê, ek het saam met hom, ons het saam gestap, ons het saam geëet. Ek was by hom. En dink net wat in die aande gebeur het. En terwyl hulle gestap het deur die land, wat se teachings het Jesus nog steeds vir hulle gegee? En dis hoekom Petrus se boek kan skryf, wat so 2 briewe skryf, wat so gelaai is met teologiese waarhede, wat jy kan nie dink, waar kry 'n visserman al hierdie inligting nie? En Johannes dieselfde. Nou Johannes, as hy dan nou skryf, hoor wat skryf hy? In die begin, daar's die woord, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. En as hy oor die woord praat, dan praat hy oor Jesus. Hy was reeds aan die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. Ek dink my in, hulle sit en praat na die sterre, en Johannes sê, wow, kyk die mooi sterre, en Jesus sê, ek kan jou baie vertel van elke ster, en wat jy nie eens kan sien nie, want ek het dit gemaak. In die begin, hoor ons, het God gemaak, staan in Genesis, en die Nuwe Testament kom gee dit waarde, of kom gee dit duidelikheid, en hy sê, maar daai in die begin God, was Jesus. Dis wie geskep is. So Paulus skryf daaroor, hy sê, God het deur hom alles geskep wat in die hemel en op die aarde is. Alles wat gesien kan word, alles wat nie gesien kan word nie, konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles is deur hom en vir hom geskep. Dink gou net aan die grootheid van die hemel en die aarde. Ons kan net sien wat ons kan sien. Ons het hierdie teleskope wat mense probeer kyk na die sterre. En dis al wat jy kan sien, as jy met die teleskoop kan sien. Maar agter dit is daar nog meer. Dink aan die aarde, en alles hoe mooi die aarde is. Dink aan die mense op die aarde. Die mikroskopiese goed wat ons nie kan sien nie, het God gemaak. Want hy sê hier, ek het die sienlike en onsienlike gemaak. Die goed wat jy kan sien is deur God gemaak. Ek lag, nou die dag lees ek, ouens sê, maar hulle kan nou mense kloon en sulke goed kloon, hulle het 'n skaap gekloon. Met wie se materie? Met watter materiaal werk hulle? Hulle werk met God se materiaal. So die mens is useless sonder die materie van God. Dis God alleen wat elke stukkie materie gemaak het. Dit wat jy nie eers kan sien nie, elke troon, elke heerskappy, elke koning, elke owerheid. Dink gou daaraan, het Jesus gemaak. Daar's niemand sonder hom nie. Niks bestaan sonder hom nie, maar jy ook nie. So dis 'n ander vraag wat ek nou wil hê jy moet vra. En hy beantwoord dit deur hierdie vers. Wie is ek? Is een van die vrae wat mense baie keer vra. So Paulus sê, hy sê alles is deur hom geskep, Jesus. So wie is jy? Jy is ook deur Jesus geskep. So ek wil hê jy moet daai versie verander. As ons sê, alles is deur hom geskep, moet jy eintlik sê jou naam. Sit jou naam daarin. Piet is deur hom geskep. Dit gee vir jou identiteit. Dit sê vir jou wie jy is. Die tweede vraag wat ek baie keer hoor is, maar waarom is ek hier? Of waarom is ek nou hier? En dit antwoord ook hierdie teks. Want hy sê, alles is deur hom en vir hom geskep. So as jy weer jou naam daarin sit, by die alles, so ek is vir hom geskep, jou naam, Piet, jy's geskep vir Jesus. Dit gee jou purpose. Dit gee jou doel. So jy weet wat jou identiteit is. Ek is deur Jesus geskep, maar ek is ook vir hom geskep. Dit gee my daai doel van my lewe. Geen werk, geen sukses, geen geld, noem dit op. Geen mense sal jou soveel waarde kan gee as wanneer jy in Jesus is nie. Want jy is uniek.
nog nooit, jy's one of a kind, daar's nog nooit iemand soos jy gewees nie. En daar sal nooit iemand wees wat soos jy is nie. Jy is vir God, vir Jesus, ongelooflik kosbaar, so kosbaar dat hy vir jou kom terugkoop het. So jou identiteit is, ek is gemaak deur Jesus, en natuurlik gekoop, so ek is dubbeld syne, maar my purpose is vir hom. Die volgende ding wat ek hoor oor Jesus, hoekom staan hy uit bo 13 biljoen mense? Want hy is die onderhouer van alles. Voor alles was hy al daar, en deur hom bly alles in stand. Dink gou daaroor. As God deur Jesus hierdie wêreld geskep het, en hy gaan sit net so terug, en sê, ek gaan nou hierdie ding bietjie uitcheck, wat nou hier gaan gebeur, ek gaan nie so sit, hy sit so. Ek het klaar alles geskep, ek wil nou sien hoe kom hierdie mense reg. Ek gaan hulle nie help nie, ek gaan nêrens wees nie. Dis nie wat Paulus sê nie. Hy sê, hy was daar voor alles, maar hy sê, hy hou alles deur hom, word alles in stand gehou. Die Griekse woord wat daar gebruik word, is 'n woord wat eintlik in die werk, is 'n aktiewe werkwoord, met ander woorde, nou nog steeds. Hy het dit nie gemaak nie, en dit laat afloop nie. Nou gaan ek julle ouderdom toets. Wie van julle het voordat ons alarms aan ons arms gedraai het en ons foon gehad het, wakker geword deur 'n wekker? Nou, daar was so 'n ding soos 'n wekker, julle. Wat is 'n wekker, Sonel? Jy weet nie. Dit was so klokkerige, so 'n horlosie, en dan was daar 2 sulke klokkies op, en as dit tyd is om op te staan, dan klik, en dan lei soos 'n klokkie. Maar om hom te maak werk, moes jy hom opwen in die ja, ek weet nie of julle eers weet opwen ken nie, maar jy draai hom so, en dan is daar 'n spring binnekant, en dan brrr, dan loop hy nou af, en dan lei die wekker, dan moet jy hom weer môre opdraai, en dan kan jy weer môre 'n bietjie vir 'n dag aangaan. Dis nie wie God is nie. God het nie hierdie aarde so gemaak en sê, okay, ek maak hulle 'n bietjie op, en nou gaan ek julle uitcheck. Kyk hoe gaan dit met julle nie. Dis wat hy nie sê nie. Hy sê, hy het ons gemaak, dat as ons in Christus is, kan ons vanoggend sê, maar ek is in Christus. Ek hoef nie bang te wees vir enige toekomstige goed nie. Niks wat met my kan gebeur, kan so groot chaos, niks chaos in my lewe, kan so groot wees, soos wat Christus is nie. Want Christus sê, ek hou alles in stand. Ek hou dit vas. Jy's veilig by my. Ek het jou nie gemaak en gelaat staan nie. Ek het jou gemaak, jou kom koop, jy's myne, en nou hou ek jou in stand. Julle wat nou in die fisika is, en daar's mos 'n hele teorie wat hulle noem, the Grand Unified Theory. En dit beteken, die fisici en die filosofe sukkel geweldig met hierdie teorie, want hulle sê, as jy kyk na die atoom, die kern van 'n atoom binne in jou, in alle materie, dan behoort dit nie by mekaar te kom nie. Dit behoort eintlik die hele tyd te ontplof. Maar iets hou dit by mekaar. En hulle sê, as ons net kan uitvind, wat is daai iets, wat hulle noem die Grand Unified Theory, wat is dit wat alles by mekaar hou? Paulus sê, ek ken hy, is Jesus. Jy hoef nie verder te soek nie. Hy sê, ek hou alles in stand. Niks sal gebeur sonder my nie. Ek is in beheer daarvan. Maar dan kom hy nader aan ons, nog nader aan ons. En hy sê, maar Jesus is die hoof van die kerk. Hy is die hoof van die liggaam van die kerk. Hy is die oorsprong daarvan. Hy is die eerste, die een wat uit die dood opgestaan het, sodat hy die eerste plek in die hemel in kan neem. So, Jesus het ons nou gehoor, Genesis 1, in die begin was God, en Johannes skryf en Paulus skryf, maar Jesus was die skepper. Hier die kerk, as jy hoor, hy is die hoof van die kerk, dan moet ons hoor, hy is ook herskepper. Want die kerk is sy liggaam. Hy beskryf dit so as sy liggaam. Hy is die hoof, hy is die leier van die kerk, maar die kerk is sy liggaam. Nou, ons het so 'n rukkie teruggepraat oor die woordjie kerk, die Hebreëus, die Grieks daarvan. Dit beteken die uitgeroeptes,
Wanneer hulle vergadering sou gehad het, en jy roep die mense uit die publiek uit, en sê, hoor jy, ons het 'n belangrike vergadering, en hulle sit in so vertrek, en hulle hou die vergadering, dan was dit die kerk, in die ou tyd se Griekse se vertaling, want dit was die uitgeroeptes. Nou kom Jesus en sê, maar ek het julle weggeruk onder die duisternis, uit die mag van die duisternis, ek het julle onder my goddelike heerskappy gesit, en ek roep julle uit om saam te kom as my liggaam, die uitgeroeptes. En ek is die hoof daarvan. En ons moet kennis neem daarvan. Want as Jesus nie die hoof is van ons kerk, hierdie gemeente, of van die kerk nie, is dit net 'n klap. Dan is dit soos 'n golfklub waar jy aan behoort. En die shocking nuus is dat daar's baie sulke kerke wat op 'n ander manier by mekaar kom, waarvan Christus nie meer sentraal staan nie. Maar mense se grille en giere, en hoe mense sê, jy moet vir God aanbid, of hoe hulle wil die Bybel verstaan, en soos moet dit so verander, so vertaal. Jesus alleen is die hoof van die kerk. As ons hom wegvat, dan is hierdie plek niks nie. Die tweede ding wat Paulus saam met dit sê, hy is nie die hoof van die kerk nie, hy is ook die eerste een wat opgestaan het uit die dood. Nou ons weet, natuurlik kan jy dadelik sê, maar is nie so nie, want hy het vir Lazarus uit die dood het opgewek. En hy het 'n dogtertjie uit die dood het opgewek. En ons weet van Elia wat mense uit die dood het opgewek het. Maar wat hy eintlik hier sê is, hy is die eerste een, hy is die voorbeeld, die voorganger van die totale opstanding, die nuwe opstanding, die opstanding waar jy nie weer sal doodgaan nie. Want Lazarus is weer dood. Lazarus se familie moes hom weer op 'n stadium begrawe het, weer al die kostes betaal vir die begrafnis. Ek weet nie of hulle weer pode sou gekry het nie, maar anyway. Maar Jesus sê, ek het die een wat vooruit gegaan het, wat opgestaan het uit die dood, waarvan julle kan deel wees, want julle is my liggaam, julle is deel van my kerk. Die probleem wat ons maak, wat ek beleef, en ek beleef dit met my eie lewe baie keer, is dat ons eintlik vir Jesus verkleineer. Ons reduseer hom. Ons maak hom, verkleineer is die regte woord. Want mense sal op Sondag regtig ernstig wees met Jesus. En daar kan die week 'n bietjie stilte tyd. Maar die res van die week is asof Jesus glad nie deel is van jou lewe nie. Dan maak ons hom eintlik net 'n Sondag God. En 'n God wat ons in die oggend gou mee praat, en in die aand mee praat, en dan verkleineer ons eintlik wie hy is. Want hy is die hoof van my lewe. En hy sê, ek wil jou lewe vir jou help. Ek wil jou help om jou lewe te lei. Ek is die een wat die beste sal kan help. Maar baie keer, julle het dit almal al gesê, ekskuus nou daarvoor dat ek julle 'n bietjie, al wat nou oorbly is om te bid. Nou as jy dit sê, dan weet jy het klaar vir Jesus gereduseer. Want hoekom is dit, nou jy alles getraai het, jy sê mos nou, ek het alles geprobeer, al wat nou oorbly is, kan nou maar net bid. Nee, jy moet voor jy enigiets traai, sê kom, laat ons gou bid, want ons weet, Jesus is magtig, hy het alles in stand, hy is die beeld van God, hy is my koning, hy is in beheer, hy is my hoof, hy is die een wat opgestaan het, in die dood uit alles oorwin het. Hoekom sal ek eers self uit probeer sorteer, vir al die emosionele goed en geestelike goed? Begin by God. Dan die laaste ding wat Paulus hier sê, is dat Jesus, dis wat hom laat uitstaan bo 13 biljoen ander mense, hy is die versoener. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, en deur hom, Jesus, alles met homself te versoen, met God te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis, het hy die vrede herstel, en deur hom het hy alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. So as Jesus, as God kies om vir ons 'n venster oop te maak van wie Jesus is, dan wil hy hê ons het vanoggend raak sien, dat hy is ook die versoener. Hy is die een wat die verbreekte verhouding kom herstel het tussen ons en God. So as jy terug gaan van daai vers, ek dink daai boonste deel sê, en deur hom alles met homself te versoen. So as jy dit nou weer vat, en haal jy alles uit, dan sit jy jou naam daarin. En om deur hom, Jesus,
Piet in jou naam met homself te versoen. Dis 'n baie persoonlike God. Hy's baie naby aan ons en daai woord om hom met homself te versoen. Hy sê dis die woord dit beteken eintlik dit is so die rescue ding die verlossing van Jesus was so bloedig dat dit aan 'n kruis plaasgevind. Lees gou gesê weer daai versie op 20b. Hy sê deur die bloed van sy seun aan die kruis. Dis die prys wat hy betaal het. Het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die aarde met homself versoen. Soos 'n brutale, bloedige manier wat hierdie versoening plaasgevind het. En dis met ons. Dis die rede hoekom hy gekom het. Is om te sê, ek wil jou met God versoen. Nou die woordjie versoen het ek al vir julle verduidelik. Maar versoen beteken, maar kom ons sê gou, as jy die woordjie versoening hoor, wat impliseer dit? Dink gou mooi saam met my. As ek sê daar's versoening, dan impliseer die woord al klaar, daar was 'n goeie verhouding, daai verhouding het gebreek, iemand het gekom om die verhouding te herstel, en nou is julle versoen. Dis wat dit beteken. So die verbreekte verhouding, wat daar tussen ons en God was, as gevolg van sonde, daar was 'n goeie verhouding tussen Adam en Eva, en nou is dit gebreek. En Jesus sê, hoorie, ek het dit kom regmaak. Sodat julle wat hier sit, en julle wat sê ek glo in Jesus, met God versoen kan word. Sodat die verhouding kan herstel. En dit was God se plan. Hy stuur Jesus wat die beeld van God is, wat alles gemaak het, wat alles onderhou, en hy sê, ek stuur hom om jou met God te versoen. Dit is iets wat julle moet laat smile. Maar mag tot julle smile. Dit is 'n ongelooflike ding wat ons hoor. So wat wil ek hê jy moet onthou as jy huis toe gaan? As Christus in jou lewe klein is, hy's dalk net 'n goeie voorbeeld vir jou of 'n goeie leermeester vir jou, dan is jou geloof klein. Maar as jy vanoggend hier sit en sê, ek sien Christus as die opperheerser, die onderhouer van alles, die een wat alles bymekaar hou, ek gaan hom vertrou met my lewe. Dan is jou, maak nie saak hoe groot jou probleme is nie, maak nie saak wat jou omstandighede is nie, dan sê jy vanoggend, maar Christus is groter as dit. En ek het nou dit gesê, een van die groot siektes van die kerk, is dat ons hierdie Sondagoggend God het, en dat ons hom reduseer tot die bietjie tyd wat ons met hom wil spandeer. Terwyl Kolossense 1 die teenoorgestelde sê, hy sê hy is alles, hy is bo alles, hy is voor alles, hy is in alles, hy is by jou, hy onderhou jou, hy is baie groter as dit. So vat dit saam. Die derde ding wat ek wil hê jy moet onthou, is dat jy hoef nie jou waarde by God te bewys nie. Jy hoef nie te bewys jy's 'n goeie mens nie. Ons moet goeie mense wees. Maar jy hoef nie daardeur jou waarde te bewys nie. Jou waarde word bepaal deur Jesus wat aan die kruis gesterf het. Dit moet vir jou sê, wat is jou waarde by God? Dat jy vir hom so waardevol was, dat hy die moeite gedoen het, die straf kom vat het, van sy Vader verlaat word, om jou waarde te gee. Dis wat jou waarde is. So jy hoef nie te leef om God te beïndruk nie. Leef vanuit die identiteit wat jy het. Ons het baie gepraat in die eerste kwartaal daaroor. Jou identiteit is kind van God. Dis wie jy is. Dis jou posisie. Maar nou moet ons begin leef soos kind van God. En dis waar die hele Bybel oor gaan, om ons daarmee te help. Een van die spin-offs, kan jy sê, van hierdie hele wonderlike verlossing van Jesus is, jy behoort. Jy is nie alleen nie. Jy behoort aan 'n kerk. Ja, jy is dalk 'n lidmaat van hierdie kerk. Maar jy behoort aan die kerk van die Here Jesus Christus. En hy is bo alles. En dis fantasties. So die laaste vraag, kom terug na die eerste vraag. Nee, die tweede vraag.
Wat is werklik in die beheer van, wie is werklik in die beheer van jou lewe? Ek wil net so 'n bietjie dink, nou as alles gehoor het. En wie of wat is die sentrum van jou bestaan? Dink 'n bietjie daaroor. Want my ervaring is, dat die meeste mense sukkel met daai een ding, wat hulle nie wil oorgee nie. Hulle sukkel met daai ding wat hulle net nie wil gehoorsaam wees nie, waarmee hulle struggle. Hoor vandag wat sê die Bybel. Jesus sê, ek is die opperheer, gee dit vir my vandag, kom sit dit by my neer, en sê, Here, maar ek struggle met hierdie ding, en ek sukkel om dit onder beheer van U te sit, maar help vir my, want ek hoor, U is die opperheer, U hou dit ook in U hand. En dan sê hy, as jy jou sondes bely, hy is getrou en regverdig om te vergewe, en jou te reinig van alle ongeregtigheid, asof jy nooit gesondig het nie. Dis die boodskap, dis die goeie nuus van Jesus. Dis wat ek wil hê jy moet huis toe vat. Hulle sê dat toe Leonardo da Vinci die laaste nagmaal, die laaste avondmaal geskilder het, dit het hom omtrent 3 jaar gevat. En hy het toe 'n vriend gevra om te kom kyk na die skildery. En een van die goed wat hy baie mooi geskilder het, was die beker, waar die wyn in was, wat voor Jesus gestaan het. En die vriend sê van, wow, hierdie beker, wat voor Jesus staan, lyk so reël. Hoe het jy dit reg gekry om dit te teken? En toe hy weggaan, op stadium toe roep hy weer sy vriend, en sy vriend kom terug, en hy sê, maar waar is die beker? Hy sê, ek het dit weggeverf. Hy sê, want niks moet die aandag van Jesus aftrek nie. So wat trek die aandag by jou af van Jesus, wat jy voor Jesus sit, en ek voor Jesus sit, wat vir my so belangrik is. So ek hoor, maak hom die hoof, sê vir hom vandag, Here, ek wil hê, jy moet die hoof van my gesin wees, die hoof van my huwelik, die hoof van waar ek by die sport is, by my vriende, ek wil hê, dit is die antwoord op die vraag, wie is in beheer van my lewe? U. En ek wil dit altyd so hê. Jesus het jou nie gelos nie, hy het ons kom versoen, jy was vir hom belangrik. So maak hom ook dan belangrik, want dis wie hy is. Hy staan uit bo 13 biljoen mense, want Jesus is God. Kom ons bid. Ag Here Jesus, ons kan oor hierdie gedeelte nog so baie praat. Elke sinnetjie is eintlik het soveel inhoud. Maar jy het vir ons hierdie venstertjie oopgemaak en gesê, ek wil net gou julle moet inloer. Wie is hierdie Jesus regtig? Die een wat bo 13 biljoen mense uitstaan. Wow, is die seun van God, is die beeld van God, is die skepper God, is die een wat bo alles is, ook bo my probleme, bo die goed wat ek dink belangrik is bo dit. U onderhou ons, u is die een wat alles in stand hou. En as u ons geestelike hoof, ook van die kerk, maar die amazingste goeie nuus wat u kom bring het, is julle is nie meer verlore nie. U sê dit vir ons. U is ons verlosser. Here, maar ek weet, ek struggle met goed, en die mense wat met goed sukkel en probeer om daardeur te werk, vandag hoor ons. Bring dit na Jesus toe. Hy is die opperheerser. En miskien sit hier iemand wat nog glad nie in U glo nie. Wat toch regtig nooit daai keuse gemaak het. Here, wil U asseblief deur die Heilige Gees in hom of haar se lewe nou werk. Wil dit kom oortuig. Daar's niks bo Jesus nie. Niks meer belangrik nie. Help vir ons om dit raak te sien hierdie week, elke vergadering, elke plek waar ons ingaan om te sê, maar Jesus is my koning. Amen.